Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie reflekteer en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou lieve vriende, hierdie is 'n lepelaar, 'n redelik bekende voël in Suid-Afrika. Hulle is nogal groot, hulle is tussen 90 cm en 93 cm lank. Hulle snavel is plat, lank en dan in 'n lepelvorm, dan ook as jy hom van voor af sou kyk dan. Met hierdie snavel vang hulle nogal klein vissies wat hulle prooi en hulle kos dan ook is. As hulle vlieg is dit nogal baie interessant. Verskoon, is hulle nek reguit uitgestrek en nie soos reiers wat hulle nek intrek nie, maar hulle nek is dan ook so reguit uitgestrek dan. Nou lieve vriende, ons wil vanoggend ook net so met u deel na aanleiding van uitroepe wat die Here Jesus dan ook kom gee het, en daar's 'n verskillende uitroepe wat die Here gegee het. En ons weet wanneer die Here iets uitgeroep het, beteken dit dat dit iets belangrik is, dat dit iets is waarop mense moes ag gee. Dis duidelik gewees, dis dat almal dit kon hoor, almal dit kon verstaan en dat mense daarop sekerlik kon reageer. En so word dan Johannes 'n paar daarvan genoem, en die eerste is daar in Johannes 7 vers 28. Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my, en julle weet ook van waar ek is, tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het is waaragtig vir wie julle nie ken nie. Nou liewe vriende, dit is sekerlik baie hartseer dat die Here hierdie woorde moes uitroep om te sê, julle ken my hier op aarde, julle weet wie ek hier is, maar my Vader, hom ken julle nie, want hulle was nog nie kinders van die Here nie. En oor hulle nie kinders van die Here was nie, het die Here hierdie saak uitgeroep om dit onder hulle aandag te bring. Julle is nog nie kinders van God nie. So, dit mag dalk vandag ook so wees, dat iemand hierdie uitroep moet hoor van die Here, wat die Here dalk vir iemand vandag ook sê, jong, jy is nog nie my kind nie, jy moet my kind word, hoe lank wil jy nog langer weg van my af wegvlug en nie jou saak regmaak nie, en dat die Here op so 'n manier dalk hard en duidelik 'n uitroep vanoggend na iemand toe stuur dan ook. Die tweede uitroep wat daar is in Johannes 7, ook in hoofstuk 7 vers 37 staan daar, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En liewe vriende, hier is die wonderlike saak, dat die Here hierdie uitnodiging kom bied. Hierdie uitnodiging is duidelik vir een en elkeen daar. As jy dors het en jy wil kom, en jy wil sekerlik jou dors les, die uitnodiging is om na die Here toe te kom, om jou te kom versadig in die Here, om jou te kom verkoop in die Here. Wat is die geestelike dors? Wat is die geestelike nood en behoefte? Vlug na die Here toe, kom na die Here toe, kom les in hom daar die wonderlike dors van u ook. En u sal ervaar die wonderlikheid van die Here Jesus, wie hy is, en wat hy in 'n mens se lewe ook so kom doen. Hierdie uitroep is daar vir u vandag. En u hoef nie te wonder of die Here dit vir u gee nie. Dit kom hard en duidelik na u toe. Die Here het dit duidelik uitgeroep, sodat almal dit kon hoor dan. Die laaste wat ons vanoggend vir u wil noem is dan die uitroep daar in Johannes in hoofstuk 11 vers 43. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En liewe vriende, almal het baie duidelik hierdie uitroep van die Here gehoor, dat Lazarus moet uitkom. En natuurlik het almal gekyk en gewonder, wat gaan gebeur? Gaan hierdie man wat nou dood is, gaan hy leef? Gaan hy uitkom? En dalk met skeptisisme gekyk, maar Lazarus het toe uitgekom. Ons weet dat hy leef en hoe die Here hom uit die dood uit opgewek het. En nou is hier die wonderlike ding hier, liewe vriende. Die Here kom ook vanoggend en hy roep hard en duidelik uit vir hulle wat nog in sondebande en die grafte van sonde vasgevang sit. En hy roep u daar uit en hy sê, Lazarus, kom uit. Miskien moet u vanoggend u naam daarin sit. En die Here roep u, kom uit, kom weg uit daardie lewe, kom en bekeer jou. En liewe vriende, miskien kyk die hele wêreld, en miskien kyk die vriende en die familie en wie ook al, miskien kyk hulle, maar wat maak dit saak? As die Here u lewend maak, wil u nie na hom toe kom, en op hom so kom vertrou, en ons weet dat die Here groot werk vir u sal kom doen. Die Here roep u vandag, baie duidelik, en wil u nie reageer op hierdie roepstem nie. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, ons bid in hierdie oggend dan ook so vir mense wat duidelik u stem moes hoor,
en wat hierdie roep van U moes aanhoor, mag hulle daarop reageer, soos Lazarus ook gedoen het. Mag hulle kom om hulle dors te les, mag hulle in U lewe vind en ons eer U vir dit wat U kom doen. Amen.